pad tesame. O rijden hier die levensbanen, wanneer jouw rijdag voorbij is, gaan jouw leven lekker is. Jij, o rijpaard van mij. Ja, maar aan nou maat, die maat schijn heller vanaan. Ja, maar aan nou maat, die nooitje ze wacht daar vanaan. Hoor het jang, die jakkels bij de rivierse brug, ze draai mij op jou lekker rug. Ja, maar aan nou maat, want die nooitje ze wacht daar vanaan. En hoe lekker warm maak Chris Vlugnout hierdie Dinsdag aan vir ons. Namens Graffiti Boeke, Kwellerie Uitgewers en NB Uitgewers, baie welkom by hierdie baie spesiale aand. Rudy van Rensburg, dit is so lekker om binne 'n bestek van 2 maande met jou te kuier. Baie welkom by jou en ek wil sommer sê, baie geluk met daai 3 boeke op die top 10 in hierdie maand. Baie dankie Leonie. En dan vir Toby Cronje. Toby, dis 'n groot voorreg en 'n groot lekkerte om jou ook by ons te verwelkom vanaand. Dis soos wat julle weet het Toby Rudy se vorige boek Handsteek die Rubicon meesterlik voorgeles op RSG en te danke daarin en boonbehalwe dat dit alreeds 'n topverkoper was, het dit hierdie boek geskied in 'n ander sfeer in. Baie dankie daarvoor Toby, ons is jou innig dankbaar. Baie welkom vir jou. Ons het 'n klein bietjie van 'n internetprobleem vanaand, so okay, ek gaan gou-gou aangaan. Ons kan jou hoor, Toby. Ek wil net sê die boek is beskikbaar by www.graffitiboeke.co.za as ook by ons tak in Zambesi Junction. So ek gaan vra dat julle maar geduldig moet wees. Ons sukkel 'n bietjie met Toby se internet. So as ons dalk vir julle verloor, gaan ons afgaan, maar ons gaan definitief weer terugkom. Maar ek dink vir nou gaan ek probeer om vir Toby aan die woord te stel en dan gaan hy gesels met Rudy. Geniet die aand saam met ons. Dankie, kan julle my nou hoor? Ek kan jou hoor. Kan jy my hoor, Rudy? Hallo Toby, lekker om jou te sien. Dus, kan jy my hoor ook? Ek kan jou hoor. Fantasties, ja. Rudy, dit is my ongelooflike voorreg om jou te ontmoet. Want ek voel nou asof ek jou al lankal ken, omdat ek Handsteek die Rubicon oor gelees het en nou al ook 'n paar episodes van die opvolgboek so. Ek bewonder jou talent ongelooflik baie. Baie dankie daarvoor. Ja, baie dankie Toby, ek waardeer dit geweldig. Dit is my 'n groot voorreg dat ek vanaand met jou kan praat, jy weet. Jy's 'n legende en dit is lekker om met jou te gesels. Jy praat met 'n legende. Dus so die eerste boek was Handsteek die Rubicon oor. Nou het jy vir Hans uit Johannesburg uitgeneem. Ja. Hermanus toe. Dis reg. Wat jou laat besluit om dit te doen? Kyk, my probleem was, Handsteek die Rubicon het 'n hele klompie dinge gehad wat in sy guns getel het. Ek het dit uit lesers terugvoer gekry. Die feit dat sy kinders met hom ongelukkig was, dit was 'n gewilde storielyn, want ek dink baie van die kinders, middeljarige mense wat kan assosieer met die kinders, hulle dalk ook koppige paas of maas wat nie by hulle planne wil inval nie. En tweedens, dink ek mense gehou van die feit dat Hans die drakoniese bestuur van Dissen omver gewerp het en hulle daaruit genot geput. So my probleem was, ek kon nie weer dieselfde soort situasie skep, soortgelyke situasie skep net met ander karakters nie. Jy weet, dit sou eenvoudig nie werk nie. So ek het bitter hard daaraan gedink om hoe gaan ek die boek anders maak hierdie keer. Ja. En die enigste manier om dit te gedoen het was, alhoewel die boek in my is maar 'n liefie begin, het ek toe besluit om Hans op 'n kort vakansie te neem waar hy dan sy streke daar kan uithaal as daar enige konflik in die lug is in Hermanus.
Dis 'n baie slim plan, ja. Dit was die enigste plan. Ja, ek kan baie duidelik sien dat jy eintlik van spanningsverhale afkom. Jy weet oor al die detail wat jy in die komiese boeke sit. Wat het jou begeester om van spanningsverhale na komedie toe te gaan? Kyk, ek het daarom nie die spanningsverhale heeltemal op sy geskuif nie. Die komiese boeke is so tussen die spanningsverhale deur. Maar jy weet, ek het 'n lang, kan ek maar sê, 'n verhouding met komedie. Toe ek op skool was my enigste prestasie in my baie nederige en beskeie skoolloopbaan dat die Afrikaans onderwyser soms my opstelle vir die klas gelees het en dan het hy baie gelag. Die klas het nie so baie gelag nie. Maar dit het my groot bevrediging gegee. En ek het nooit regtig weer die geleentheid gekry om iets komies te skryf as joernalis nie. Ek het wel 'n klompie rubrieke toe ek nou uit die journalistiek uit getree het ek klomp rubrieke geskryf vir verskeie publikasies wat ek humoristiese aanslag gehad het. Maar ek het eintlik amptelik eers in 2008 die eerste keer my hand aan komedie gewaag toe ek 'n drama geskryf het met die naam van Die Begrafnis. En dit mag handel oor 'n oom wat oorlede is en wat geweldig groot van liggaam was en wat die gesin nie uit die huis kon kry nie. Hulle moes hom toe in die huis begrawe. Dit was nou maar die storielyn. En ek was nogal baie trots op die drama want hy was redelik suksesvol en hy's by al die groot kunstefeeste opgevoer. Maar snaaks genoeg na dit ek al besluit nee, ek is nou klaar met komedie. Die ding was so suksesvol, maar ek kan nie aan iets anders dink wat snaaks gaan wees nie. En ek het my toe ek nou voltyds begin skryf, het ek besluit ek gaan nou bly by misdaadfiksie en my nou nie steur aan ander goed. Cassie Kasselman, die karakter, my speurder karakter in my boeke, in my spanningsboeke, leen hom tot 'n bietjie humor. So ek gebruik die bietjie humor gebruik ek gewoonlik om spanning te verlig en so meer. Maar snaaks genoeg in 'n boek van my met die naam van Kamikaze het ek vir Cassie, sy 80-jarige ma was in 'n ouerhuis en sy het dol verlief geraak op 'n oom wat 'n gewoonteleienaar is. En dit het Cassie geweldig ontstel. Dit het vir 'n klomp komiese situasies gesorg. En toe ek daai manuskrip klaar skryf, toe kry ek die idee om 'n kortverhaal in te skryf vir die Woordfees kortverhaalbundel van die Stellenbosch Universiteit. En dis waar Hans maar gebore is. Ek het toe besluit, okay, kom ek skryf net maar 'n storie oor 'n oom wat nie ouer huis toe wil gaan nie. En die kortverhaal uiteindelik, die eerste 2 hoofstukke van die boek, in Hans steek die Rubicon oor, was eintlik maar die kortverhaal. Maar toe die kortverhaal, toe hy nou aanvaar is vir publikasie, die kortverhaal, het ek heeltyd, het dit my opgekom, maar Hans se storie kan nie klaar vertel word nie, ek moet hom verder vat. En ek het so op my eie, het ek so 7 hoofstukke geskryf vir my uitgewers, hy het nie geweet daarvan nie, en ek het vir haar gestuur en gesê, jong, ek wil so tussen my spanningsboeke deur, wil ek 'n komiese boek skrywe, maar lees die 7 hoofstukke en sê vir my of dit werk, as dit nie werk nie, aanvaar ek dit, en ek wis dit uit op my rekenaar en ek vergeet daarvan. En sy kom toe terug en sy sê toe nee, dit werk beslis, ek moet die boek klaar skryf. En dis toe maar hoe die eerste Hansboek gebore is. En die tweede Hansboek het nou weer 'n ander, jy weet, in die media onderhoude na die eerste boek, het ek half onomwonde gesê, dat hierdie bloot net 'n asemskepboek is, en dat ek nou nie eintlik van plan is om verder komiese boeke te skryf nie, maar jy wat daar sit is eintlik die rede waarom die tweede boek gebeur het, want jy het Hans so 'n wonderlike stem gegee in jou voorlesings, dat dit het my so indruk op my gemaak, ek dink ja, maar Hans se stem kan nie nou verdwyn nie, jy weet, ek moet nog 'n Hans boek skrywe. Ek het ook 'n notaboek waarin ek geweldig baie ou argaïese uitdrukkings en spreekwoorde en goed, die hele boek is vol geskryf daarvan, aangeteken het, en ek het deur dit geblaai en gekyk en vir myself gesê, maar hier's baie uitdrukkings wat nog in Hans se mond tuis hoort, wat ek nie gebruik het in die eerste boek nie. So dit was 'n tweede rede wat my toe nou aangespoor het om die boek, jy weet, die boek te skryf, maar ek weet jou
impak wat jy gehad het op jou voorlesing het beslis 'n groot rol gespeel. Ek sê altyd vir mense dat vir my so snaaks was toe ek die tweede boek skrywe. As ek die dele oor Hans skryf, dan hoor ek jou stem op die agtergrond. Nou jy weet, dit wil gedoen wees. Nou hoor ek, okay, dit is hoe Toby dit min of meer sou gesê het. So dit is baie lekker. Maar net om jou vraag heeltemal te beantwoord, komedie is moeilik vir my. Dis regtig moeilik, baie moeiliker as misdaadfiksie. Misdaadfiksie doen jy baie navorsing en jy het 'n plan hoe jy by die kinkels uitkom en so meer. Maar komedie, jy weet, ek het verskriklike selftwyfel in my vermoë om snaaks te wees. En ek sou op 'n gegeewe dag sit en giggel voor die rekenaar vir my eie ou dingetjie wat ek geskryf het, en dan die volgende dag dan sal ek in afgryse daarna kyk en dink, hoe kon jy gedink het dis snaaks? So dit is maar 'n pynigende proses vir my om hierdie goed te skrywe. Maar uiteindelik geniet ek dit, want dit is iets ligters en dis lekker. So ja, so ek gaan nie nou vir jou sê, ek gaan nie weer 'n Hans boek skryf nie, maar die moontlikheid is dalk daar. Ek hoop ek kan jou weer inspireer, want eintlik het jy my geïnspireer met die lees daarvan. Jy weet, as jou woorde nie tot my gespreek het nie, sou ek dit nie kon lees nie. Ai, dis lekker om te hoor. Ja, baie dankie daarvoor. Die argaïse woordeskat wat die mense gebruik is vir my deel van die komedie, en ek dink dis wat vir ouer mense en dan vir die jong mense ook snaaks is, jy weet, want daar's Ja, dit werk wel. Typies Afrikaans. Ja. Dit werk. Hans het nou Hermanus toe gegaan. Uit die eintlik vir 'n vakansie, maar dan gebeur dit nou eintlik nie so nie. Het jy spesifiek aanklank met Hermanus, is jy lief vir die plek, of hou jy juist nie van die plek nie, is dit ook 'n grond bly? Nee, ek hou baie van Hermanus. Dit is my gunsteling vakansieplek. Ek en my vrou probeer altyd om jy weet, Hermanus te gaan in Desember maande. En deur die jaar as ons tyd en geld het, dan gaan ons ook 'n draai in Hermanus gooi. Ek het 'n baie soft spot vir Hermanus. Ek het natuurlik ook 'n goeie vriend daar. Hy's nou nie 'n familielid nie, maar dieselfde van as ek, Frans van Rensburg. En jy weet, soos my misdaadboeke het ek altyd 'n polisie kontak of twee wat ek bel as ek onseker is oor iets. So Frans is die go-to man as ek oor Hermanus skryf, dan bel ek vir Frans om te hoor of ek reg is. En ek het meer interessantheidshalwe vir Frans gevra. Ek het vir hom min of meer beskryf hoe Herklaas se gebou moet lyk. Jy weet, daar moet woonstelle bo wees en ondernemertjies onder in die gebou. En hy het die moeite gedoen om daardeur by Hermanus in Middendorp te ry en toe so 'n gebou gekry en hom vir my afgeneem en hom vir my gestuur. En dit het my verskrik, dit was die blou druk vir Herklaas se gebou, jy weet, en ook sommer dit het my aanleiding gegee na die paar ondernemingkies wat onder die gebou is wat nou hier dis by Herklaas hier. Ja, so dit daai hulp van hom het eintlik 'n ander dimensie ook in die boek gegee, want ek het toe die winkeleienaars ook in die boek ingebring en dit het ook vir pret nogal gesorg hier en daar. Ja, en hulle het sulke spesifieke karakters. Ek dink dis waar jou spanningsverhaal skrywe agtergrond inkom, want jy doen moeite met al daai detail. Ek probeer, jy weet, en ja, jammer dat ek nou die rede val, maar wat ek ook probeer doen, wat die resep wat ek gebruik is maar basies dieselfde vir die spanningsroman. Met ander woorde, 'n komedie kan nooit net 'n opeenhoping van 'n klomp humoristiese situasies wees nie. Hy moet 'n goeie verhaallyn hê en daar moet intrige wees. Jy weet, die leser moet uitsien na die einde en half in spanning sit en wag wat gaan gebeur. Gaan Hans oorwin, jy weet, daai tipe van dinge. So dat is in die komedie ook. Ja. Dis wonderlik. Sê my, jy het die eerste boek is geskryf uit die oogpunt van Hans, met Hans as die eerste persoon eintlik.
Maar in die tweede boek het jy dit opgedeel in dele wat oor Hans se siening gaan en ander dele oor grondgraafwater is die man se naam. En wat het jou laat besluit om dit te doen? Jy weet, in my misdaadboeke doen ek dit gewoonlik. My speurder, Cassie Kasselman, ek skryf nooit 'n boek net uit sy perspektief nie. Om die boek lekker momentum te gee en om 'n bietjie 'n vinniger pas te gee, skakel ek oor na ander karakters toe om uit hulle perspektiewe te skryf. En ek het toe besluit in hierdie boek, dalk moet ek dit ook doen in my tweedehands boek. My groot uitdaging was natuurlik om die dele oor grondgraafwater ook humoristies te maak. Jy weet, hy's nou 'n skurk. Nou, jy weet, ek wou nie 'n ernstige donker deel van die boek hê nie. Ek wou voortborduur op die humor. En ek sê altyd vir mense, my Hansboeke, soos die Engelse sê, is over the top. So, ou kan wegkom daarmee as jy bietjie tong in die kies hierdie dinge hanteer, dan kan die skurke ook humoristies uiteindelik wees. En ek hoop dit so gebeur. Is die name wat vir my wonderlik is. Elke keer as jy sê grondgraafwater en sy aanhangsels sulke kyk, ek kan dalk oor sy vrou 'n bietjie gesels. Ek weet sy is ook 'n interessante karakter. Dis die enigste mens waarvoor 'n grond eintlik bietjie ligtig is, jy weet. Hy's bang vir haar want sy sit redelik op sy kop. En waar jy weet, hulle albei het met ou geld is hulle ryk. Hulle pa's het hard gewerk vir die geld, of in grond se geval het sy pa hard gesmokkel en diamante vir die geld. Maar hulle het jy weet, ryk geërf en hulle was gewoond om in Abraham skoot groot te word. Met ander woorde, alles wat hulle het hulle gekry, en as hulle nie hulle sin kry nie, dan span hulle ander magte in om hulle sin te kry, wat nou in grond se geval die waarheid is. En Bernadette, sy vrou, is natuurlik die toppunt van jy weet, snobisme, die verpersoonliking daarvan. Vir haar gaan dit absoluut net oor cuisine, wat haar hoofchef in die huis voorsit, oor mode, hoe sy lyk, hoe sy gegrimeer is, die antieke meubels in haar huis en die antieke argitektuur waaroor sy so mal is, en natuurlik alles wat Frans is die hoogmerk van die kultuur vir haar. En dit was nogal lekker om aan haar karakter dit ook lekker ontwikkel in die boek, en sy vat ook die nonsens van haar man nie. Sy sit maar op sy kop en sy al sy dae gegee. Hy is inderdaad baie bang vir Bernadette. Ja, hy's ligtig vir haar. En dan natuurlik dan, om nou by jy het nou nog gevra van die ander ouens wat hy ingetrek het, die Belhamels, daar kan ek net 'n stukkie daaroor sê. Sonder om die storie weg te gee, maar dis 3 karakters wat my ook nogal plesier gegee het om te skep. Die baas van die klomp boewe is 'n man met die naam van Spelonk. Nou, hy is van boosheid aan mekaar gesit, van kop tot toon. As hy praat, en hy eisige stem van hom, dan daal die temperatuur in die kamer met 'n paar grade, en mense sit en bibber. So hy's 'n ou waarvoor jy baie versigtig moet wees. En dan sy ander handlanger Beenmeel, wat so bietjie trek na 'n Neanderthal mens, wat nou, hy was 'n straatvegter en 'n bekleier en 'n oud stoeier en bokser op sy dae. Hy het nou sy bynaam gekry omdat hy daarvan hou om beenmeel van sy teenstanders te maak. En dan my gunsteling karakter van die 3-manskap was Boel, die ou wat soos 'n Pekinese hondjie lyk en ooreenstemmende snorkgeluitjies maak as hy praat. Nou, dit was 'n ongelukkige ding, daai snorkgeluitjies van hom, want vroeër jare is hy eenmal betrap deur 'n klomp ander skurke wat inligting uit hom wil kry, en in die martelproses het toe nou warmpenne in sy neus opgedruk, want sy sinus is so beskadig dat hy nou die snorkgeluitjies gemaak het. Maar hy is die opruimer van die 3-manskap. Hy is mal daaroor, het passie daarvoor om bloed op te vee en liggaamsdele op te tel en los tande op te tel en uiteindelik lyke in te spit. So hy is die ou wat sorg dat daar geen forensiese leidrade agterbly na die tyd nie.
En hy was eintlik my gunsteling karakter van daai 3. Dis wonderlik. Hulle is absoluut my gunsteling karakters ook. Selfs Beenmeel, ek net sy naam is wonderlik. Mens wonder hoe hy daaraan gekom. Is daar 'n agtergrond oor hoe hy aan daai bynaam gekom? Nee, maar wie nie regtig nie. Ek het eenmal 'n rubriek geskryf vir 'n koerant oor byname. Jy weet Suid-Afrikaanse Afrikaners is vreeslik lief om byname vir mense te gee. Ja. En ek het om by die Spelonk en Beenmeel en Boel se name uit te kom, ek maar sommer deur daai lys gegaan wat ek uit die ou rubriek gehaal het en Beenmeel was my 'n lekker naam, jy weet, om te gebruik en Boel was nou vir die doeleindes van die ou se beskrywing ook gepas. Ja. Dit laat my aan myself dink, want ek was 'n verskriklike maarkindjie toe ek klein was. My ouers het my allerlei goed gevoer om my bene te laat groei. Ja. My ouers het dan vir Beenmeel gevoer. Ja, is wonderlik. Ja, en grond het natuurlik daarvan gepraat, grondgraafwater. Dit is 'n kind het hy 'n ystertekort gehad en hy het grond geëet en dis hoe hy nou sy naam Grond gekry het, jy weet. Dis reg, ja. En graafwater is my ook net so snaaks. En in 'n stadium noem Hans hom meneer Grondwater. Ja, dis reg. Ek dink hy het dit elke keer aspres gedoen, jy weet, om graafwater kwaad of warm onder die boortjie te kry. Absoluut, ja. Dis wat Hans so 'n interessante karakter maak, want hy's baie intelligent en skelm en slinks en hy het 'n goeie sin vir humor. Hy's regtig 'n aangename mens. Ons hoop almal hy leef tot hy 120 is. En as jy nog baie boeke gaan skryf wat ons almal duim vashou, dan gaan hy met ouer word. Hy is al klaar, nogal oud. Ja, jy weet die een staaltjie wat ek altyd onthou as dit oor ouderdom gaan. Ek was in 'n stadium bekommer dat my Cassie Kasselman speurder is ook al 54, jy weet. Hy staan ook by aftreese ouderdom toe, want die speurders word nie aangehou as hulle 70 is nie. En toe ek 3 jaar terug by die Week van die Afrikaanse Roman was ek gelukkig om genooi te word en ek was in Amsterdam by 'n praatjie. En ek was op die paneel saam met 'n baie bekende Hollandse spanningsverhaalskrywer. En ek sê toe vir hom, dis my probleem, Cassie raak te vinnig oud. Ek skryf te vinnig boeke, elke jaar word hy ouer. Toe sê hy nee, ek wil my nie daaroor bekommer nie. Hy sê sy speurder is 50 jaar oud vir die afgelope 20 jaar en niemand gee om nie of niemand kom dit agter nie. So ek dink ek moet dit ook maar moet Hans probeer, jy weet. Ja, dis 'n wonderlike idee. Rudy, ek geniet dit regtig so. Dit is 'n oplewing in hierdie dae van toesluiting. Baie dankie vir wat jy ons luisteraars gedoen. Nee, jy's die een wat omtrent helfte van daai eer moet kry, Toby. Jou voorlesing was so skitterend. Dis lief van jou, maar jy weet dis Hans gee vir herklaashorings is nou regtig my uitdaging. Want hierdie Boel en Beenmeel en Spelonk en so, hulle stemme. Dit vir my as dit so spesifiek moet wees, maar ek het nie ek sal en die groter onderbroek moet aantrek of iets. Dis wat ek juist by jou wil weet. Dit moet seker 'n uitdaging wees as daar verskillende stemme. Ek meen jy sou 'n akteur wat gewoond is om sulke dinge te doen, maar dit moet seker 'n redelike uitdaging wees om hierdie verskillende stemme elkeen half sy eie stem te gee, nê? Ja, te dank aan jou het ek vreeslik baie voorbereiding doen. En ek moet elke ene baie duidelik merk. En ek probeer memoriseer hoe elkeen klink. Jy weet, as daar een is wat nou eers weer oor 10 bladsye opkom, moet ek 10 bladsye terug kan onthou. Ja. Dis seker die uitdaging. Want ek dink in die eerste boek byvoorbeeld die klomp vroue, jy weet, Baby wat nou bietjie hakkel en
Liesbeth wat met 'n Pretoriaanse aksent praat en so meer. Dit stel uitdagings terwyl jy lees, nê, want ek meen jy het nie tyd om hierdie goed te lank voor die tyd ook te oefen nie. Jy moet op die oomblik onthou hoe jy moet praat. Net helemaal. Ja. Liesbeth is een van my gunsteling karakters. Jy weet, ek het eintlik goed sy gaan vir ons kom kuier op Hermans, waar sy dalk 'n stronthuis het. Jy weet, so. Jy weet, my vriendin, Katinka Heinz, bly in Onrus. Ja. Ken jy? Ja, nee, ek weet, natuurlik weet ek van Katinka Heinz, almal weet van haar, maar ek het nie besef sy bly in Onrus nie. Ek het nie besef sy bly in Onrus nie, nee. As jy ooit moet navorsing doen, dan kan ek jou 'n paar kontakte gee. Ja, asseblief, ek sal beslis op jou nommer druk in die toekoms wat dit betref, Toby. Dit is my groot eer. Wil jou nie voorgestel dat ek 'n stukkie lees. Dis reg, dis 'n goeie voorstel. Maar sê maar as jy verveeld raak hoor. Nee. Dit is hoofstuk 3 uit Hans G. Verklaashorings. Altyd Maree se sketterstem sny deur murg en been. Die kraak in my kamermuur is nou al so groot dat ek my arm daardeur kan druk. Dis oor 'n paar maande winter en wat gaan ek dan doen? Soos Rageltjie die beer verklein. Arktiese ysdood sterf of het jy 'n ander vorm van bevriesing in gedagte vir my? Hans sluit die kantoordeur met 'n kreun en steen oop en gaan sit agter die lesenaar. Die 5 ander beswaardes val agter Valtuin in. Die spanbouers staan in die wegspringblokke gereed om al die krake in 'n huis maar liefie te kom regmaak. Ons wag net op 'n chap van die bankbestuurder. Dan is die lening vir strukturele verbeterings aan die plek goedgekeur, sê Hans. As deel van 'n afvaardiging was hy teenwoordig toe die lening aangevra is. Die bestuurder het gesê die kanse vir goedkeuring is gering. Die huis skuld al te veel. Maar dit hoef Valtuin nie nou te weet nie. Anderdag se probleem. Voor hy sy Barberback leer kan oopmaak, sê Hans luid, next. Sy moedsak in sy skoene. Nella Vos is 'n gewoonte klaar. Die losvelle in haar nek skud soos 'n boomkoggelmandersim, toe sy begin praat. 2 vloerteels in my kamer en die spieeltjie bo my wasbak is gekraak. Krake, brevel ons kan nie nou ten dienste wees nie. Ons soek tans vloerteels, maar kry nêrens in die Kaap van die soort wat in ons kamers is nie. En ek sit jou naam op die waglys vir 'n nuwe spieël. Hy maak die lesenaar se boonste laai oop en trek 'n vel papier uit. Pen Nella se naam neer. Jy is nommer 34. Ons vervang die spieël stuk soos ons begroting dit toelaat. Gewoonlik so 3 in 'n maand. Nella sug. Next, roep Hans. Dit is lekker om met jou te praat, baie dankie. Leonie, is jy daar? Leonie, ek weet nie of jy van jou kant af nog 'n ding wil sê of 2 nie. Ek weet of ons het nog 'n bietjie tyd, lyk my. Ja, ek is hier. Dankie Toby. Dit was so 'n lekker voorlesing en 'n heerlike gesprek. Ek wens ons kan eintlik nog aanhou. Is daar nog goed wat julle vir mekaar wil sê? Ek wil spesifiek vir Toby nog iets vra. Ek is nog geïnteresseerd in die proses, daai voorlesing van hom. Wil ek nog ietsie vir hom vra. Toby, kan jy my hoor? Kan, Rudy. Ja. Ja, ek is geïnteresseerd in as jy nou so 'n boek hoeveelste boek is dit wat jy voorlees vir die radio? Kan jy onthou uit jou kop? Die tweede een. Hoe is die tweede ene? Ja. Ek wil oor dis die eerste een. O, wat wonderlik. Ek het vir dowes gelees
baie jare gelede. O ja. Maar dis amper 'n ander proses. Ja. Ja. Sê vir my Toby, lees jy eers die boek deur of berei jy jou voor deur die stukkies wat jy moet doen vir die radio eers onder die knie te kry of hoe werk jou proses? Dit hang af hoeveel tyd ek het. Met aansteekie Rubicon oor het ek die boek baie lank vooruit kon lees, maar hierdie ene het ek nou nog nie heeltemal klaar gelees nie. Uit die aard van die saak moet ek myself dwing om vooruit te lees sodat ek min of meer weet wat gaan gebeur. Ja. Maar dan berei ek die dele wat ons gaan opneem, berei ek dan baie goed voor. Ek moet dit oor en oor en oor lees. Ja. En jy en die dag van die opname, ek meen is dit 'n take 1 elke keer of moet jy partymal take 2 lees jy mis of hoe werk die storie? Rudy Kobus Burger sit hier langs my. So ek kan nou nie lieg vir jou nie. Dis gewoonlik so take 52. Ek glo nie dis so erg nie. Want mens maak maar baie foute. Ja. Hoe moer mens word deur, maar kyk ek is nou al lekker oud, ek kan saam met dans in huis maar liefie gaan bly. Dan is so mense energie raak minder so teen die einde van die opname. Ja. Dan begin mens meer foute maak. En sê my Werklik geduldig met my. En hoeveel van die afleweringe doen jy op een slag? Ek meen is dit 'n klomp? Jy weet elke aflewering wat ons hoor, hoeveel van hulle doen jy? Ons neem so 5 op 'n slag af. Dis nie so baie nie. Ja. Maar dit is maar baie kort uitsendingkie. Ja. Ja. En die ander ding wat ek wou vra is, as daar nou filmplanne kom vir Hans, ek kan nou nie vreeslik baie kwyt raak nie, ek mag nie regtig nie. Maar daar is dalk 'n sê daar is 'n moontlikheid. Sal jy deel van so 'n film graag wil wees? Stilte lyk my. Nee, ek daar is 'n moontlikheid, maar ek kan nie nou al my daartoe verbind nie. Ek kan nie te veel sê nie, jy weet. Ja. Ek dink hierdie Ek het onmiddellik gedink met Rubicon nog. Het ek gedink dit behoort Leonie? ja, ek luister. Hoor jy nou, ja. Ek het gedink dit behoort 'n reeks te wees eintlik. Jy weet, want dis in sulke pragtige dele geskryf. As dit sou gebeur, sou jy self die draaiboek skryf? Nee, hoegenaamd nie. Nee, ek gee my nie uit as 'n draaiboek skrywer nie, jy weet, so ek laat dit oor aan ouens wat weet hoe om 'n draaiboek te skryf. Ek wil my nie op daai terrein begeef nie. Maar jy het toneel geskryf so en dis Ja, nee, dit is seker so, maar jy weet ek is so besig deur die jaar met my eie werk dat ek amper nie kans sien om nou, jy weet, nog draaiboeke ook te skryf nie. Dit gaan my bietjie Wat is jou eie werk? Ek skryf voltyds, maar ek het 'n voltydse halfdag werk. Ek skryf net 'n halfdag. Ek begin die oggende 7:00 en ek skryf tot so in die middag 1:00 en dan as ek ook soos jy na 5 afleweringe is ek ook gedaan, dan wil ek nie meer verder skryf nie en nie meer dink aan die boek nie. So Is jy jouself kondisioneer om soggens te werk of is dit wanneer jou energie die hoogste is? Dis wanneer my energie die hoogste en ek dink die helderste kan dink. My studente daar het ek altyd in die aand geleer. Ek het geglo ek is eintlik 'n aandmens. Maar so ouer as ek geword het ek nou uitgevind dat ek op my produktiefste in die oggend is en die beste en die helderste kan dink in die oggend. So ek is uitsluitlik 'n oggendwerker en daarna vat ek af. Ja. Ek is hier teenoorgestelde van jou want ons as toneelspelers tree ons meestal in die ou dae ons saans op. In die aand op, ja.
jy was geforseer om dan al jou energie te spandeer. So die oggende is die meeste akteurs is podde in die oggend. Hulle slaap laat. Ja. Dit is so lekker vir my om jou te gesels. Ek het so lank uitgesien na hierdie gesprek, want soos ek jou sê, jou Hans voorlesing was net briljant, en ek hoop regtig die tweede een gebeur ook sommer. Dankie, Rudy. Ek hoop om jou eendag lewendig te ontmoet. Ek ook, ek wens regtig dit kon 'n lewendige bekendstelling gewees het. Ek en jy het iets in gemeen, ons is min of meer, ek dink ek is nog langer as jy daarom. So jy kan dalk opkyk, ek is 6'6" in die ou taal, so 2.0 meter, so. Ja, ek is 6'2". Ja, nee, dan gaan jy opkyk vir my, opkyk na my. Ek kyk in elk geval op na jou. Nee, ek is die ou wat opkyk, ek sit op my knieë en opkyk na jou. Ja, nee. Maar ek waardeer jou skryfwerk vreeslik baie. Dink jy daar's 'n ander genre wat moontlik eendag sal plaasvind? Ek weet nie, ek sien myself nie eintlik as 'n literêre skrywer nie, weet ek nie heeltemal ek hou dit ook maar beperkte vermoëns, en ek dink by vermoëns, so ek is nie 'n ou wat literêre werke sal skrywe nie, maar ek sal maar volhou met die misdaadfiksie en dan so nou en dan dink ek dalk, maar ek is om die eerlike waarheid te sê, ek is nou klaar met 'n misdaadfiksie boek, en ek begin te dink aan 'n derde Hans. Jy weet my, ek het nog regtig net 'n paar los gedagtes. Daar's nog nie iets konkreets waarop ek kan werk nie. Ek gaan nou eers vir 'n week of 2 afvat voor ek gaan my kop breek en kyk of ek nog 'n Hans kan geskryf kry. En as alles goed, ekskuus tog. Dis te laat om nou kop uit te trek. Ja, nee, ek besef dit, my uitgewer het my klaar of in 'n blik gedruk, jy weet, hulle wil volgende jaar einde so 'n boek hê, so ek sal net maar moet dink daaraan. En Rudy, toneelstukke, sal jy weer skryf, dink jy? Jy weet, as ek die tyd gaan kry, want dit is eintlik baie lekker vir my gewees, daai begrafnis geskryf het ek regtig baie geniet, en ek het daai ding eintlik in 'n naweek geskryf, jy weet, so dit is verskriklik vinnig geskryf. Ek het na die tyd eers by ander mense gehoor, dit was baie vinnig. Ek het nie besef dit, jy weet, dit vir my baie vinnig gegaan. Maar dink ekskuus dat ek jou onderbreek, maar dink jy 'n idee maal in jou kop sodat jy eintlik alles in jou kop klaar geskryf het, en as dit jou beplig, dan moet jy dit net op papier vinnig neerskryf. Yes, ek wens dit so gewerk, jy weet. Ek het altyd 'n vae idee voor ek begin skryf oor waarna toe met die boek gaan of wat moet gebeur. En ek glo nie daaraan om vooraf 'n vreeslike beplande ding te doen wat ek nou vir myself 'n struktuur maak en 'n plan uitwerk nie. Ek glo daaraan half aan die organiese prosesse te ou, soos jy skrywe, verander die storie en jy vat afdraai paaie waarin jy nie sou dink as jy volgens 'n spesifieke plan gewerk het nie, maar dit gebeur maar soos ek die boek skryf die boek homself eintlik maar. Ja, dit klink vir my asof jy regtig talentvol is. Nie een van my onderwysers het dit eintlik gedink, behalwe die Afrikaanse onderwyser het so 'n bietjie gelag nie, maar ek kan jou beloof nie een van die onderwysers wat my in die skool gehad het gedink ek het talent in enige iets nie. Jy het wat gekry op skool? Ek was in Sentraal in Bloemfontein. Ja. En man, ek het eintlik maar dit op myself gebring, jy weet, ek het maar so in die bondel gebly, ek wou nie in die kollig eintlik kom nie, en ek was maar lui ook, jy weet, ek het Springbok Radio stoor, wanneer ek moet studeer in die middag, het ek Springbok Radio stories geluister, jy weet, die Leeuwtemmer en die geheim van Nantes en daai goed, dit was my plek dat ek leer, het ek daai goed gedoen en boeke gelees en so meer. Ek het nog na Staalburger geluister. Ja, Staalburger was wonderlik nie. Ek meen, as kind het ek gehardloop na die radio toe. Ja.
jou karakters laat my nogal aan Staalberger dink, alhoewel hulle nie so idioties is nie. Daar's iets van Staalberger in jou boeke. Ja, dit kan wees. Veral met die tweedehands kan daar so 'n bietjie is daar so 'n bietjie Staalberger in, ja. Nee, verseker. Toby, en dan my laaste vraag vir jou, want ek is baie nuuskierig en ek dink die mense wat kyk na die program wil ook baie oor jou hoor, jy weet. Hulle sien jou altyd as 'n akteur en hulle goeters, maar hulle wil ook oor jou. Wat lees jy as sulks? Is jy 'n leser? Ek lees baie graag. Ek lees maar meestal tekste, jy weet, so en toneelstukke. Ja. En ek is baie lief vir filosofie. So ek lees baie spirituele boeke. O ja, dis interessant. Ja. Interessant, ja. So dis 'n baie interessant. Nee. Maar ek dink ek sê altyd vir mense omdat ek komedie doen, Ja. raak dit bietjie vir my te veel. So by die huis is ek nogal 'n ernstige persoon. Ja. Ja. Nee, maar ek meen dit kan 'n mens verstaan, jy weet. Ja. Dit kan 'n mens verstaan. Balans is belangrik in die lewe. Ja, dit is so. Dit is verseker so. Leonie, lees jy? Wat lees jy? Enige iets wat ek my hande op kan lê, Toby. Ek is van komedie tot spannings. Ek is 'n groot spanningsverhaal aanhanger. En ek dink een van die groot dinge wat ek altyd sê is omdat ek elke dag met boeke werk. Wanneer ek in die aand 'n boek vat, dan wil ek totale ontvlugting hê. En ek dink dis baie keer hoekom ek verkies om spanningsverhale en sulke tipe van goed te lees. Want dit is net 'n totale ontvlugting. En ek is natuurlik, en ek dink dis hoekom omdat ons dieselfde van het. Ek dink ek is maklik Rudy se grootste fan op hierdie aardbol. Dit is nou ironies dat jy sê jy ontspan met 'n spanningsverhaal, nee, ek meen. Ja. Jy is nie veronderstel om te ontspan, jy moet op die punt van jou bed sit. Ek dink die spanningsverhaal het 'n vermoë om jou net weg te vat van jouself af en van jou kop af en jy so ek meen jou laaste boek het by die horriepiep laat kry in die middel van die nag wat ek soort van dink ek kan nie verder lees nie. En dan besluit ek nog net 'n halfuur. En daar slapelose nagte, maar dit is net een van daai boeke, mens kan dit nie neersit nie, en Hans is nou weer die ander spektrum wat 'n mens net lekker laat lag, en ek wil vir jou ook net sê baie dankie, en ek sien verskriklik uit na die 3 van ons wat daar kan ontmoet die aand met die premier van Hans, die movie. Ek hoop regtig so, dit sal wonderlik wees. Rudy en Toby, ons het ongelukkig nou so uit tyd uit gehardloop en dit was verskriklik lekker om vanaand saam met julle twee te kuier. Toby, baie dankie ten spyte van die probleme met die internet en die rekenaars wat opdateer, dink ek het ons 'n baie lekker kuier gehad. Dankie vir jou. Ja, ek Dankie, Rudy. Ja, ek wil vir jou ook dankie sê. So bly ons het nou so half virtueel darm al ontmoet, jy weet, mekaar in die oog en kyk. Daar is 'n hand gee vir mekaar. Baie dankie nogmaals. Ja. En vir jou, Rudy, wil ek net sê, ons boeksmouse slyp ons tande wanneer daar 'n nuwe Rudy van Rensburg afkom, want ons hoor daai kaching, soos die kasregisters rol. So dis vir ons 'n baie lekker ervaring. Baie dankie vir jou ook. Baie dankie Leonie, en baie dankie vir jou ook, wat soveel vir Afrikaanse boeke en jy weet Afrikaanse skrywers doen. Ek dink jy moet dit meermale hoor, dink ek, en ek wil dit weer vanaand vir jou sê, nogmaals baie dankie vir wat jy doen. Groot plesier, Rudy, altyd my voorreg. Nou ja, dit ongelukkig aan die einde van hierdie lekker aand gekom. Onthou donderdag aan die 1 Oktober om 7 uur kuier ons saam met Marion Erskine en sy uitgewer Esther Karstens. En dan gaan hulle gesels oor Marion se nuwe boek Bruidzilla. En onthou, trek trouklere aan, sit jou verestole op en kom kuier saam. Baie dankie vir die saamkuier. Lekker slaap en ons sien gou weer. Totsiens.